Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Pandora's Box, geskryf deur Leah Kaleen. Die neonligte van Pandora's Box knipoog bo die stowwerige ingang in Boksburg se verlate strate, 'n spottende uitnodiging wat Amanda se maag laat draai. Die smal portaal ruik na ou parfuum, sigaretrook en verslete leer, 'n walm wat haar elke aand begroet. Sy bly staan voor die swart gordyn wat na die hoofvertrek lei, haar skouers krom onder die gewig van nog 'n nag. Klein Nelly lê siek by ou Tannie San, haar koorsige lyfie opgekrul op 'n verslete rusbank. Here, kon my lewe nie anders gewees het nie. Amanda druk haar hand teen haar bors asof sy die pyn daar kan stilmaak. Tannie San dink sy werk as 'n kelnerin in 'n kroeg. Gelukkig, want die mense wat Amanda ken sal nooit hierdie uithoek van die stad besoek nie. Sy gooi haar kop agteroor, haar oë pleit na bo. Asseblief, Vader, vergewe my. Gegiggel breek deur haar gedagtes en Pamela haak by haar in. Kom Amanda, ons moet geld maak vanaand, Reino het nuwe skoolklere nodig. Pamela se stem is lig, maar haar oë dra die moegheid van jare se opoffering, weggesteek agter 'n aangeplakte glimlag. Amanda kyk na haar met 'n skewe laggie. Pamela is die oudste hier, die een wat almal onder haar vlerk neem. Susie, Roxy, Alice, Red en sy, Amanda. Nie een van hul name is eg nie. Hulle ken mekaar se ware name, maar noem dit nooit. Dit is veiliger so. Asof die swart mure van Pandora's Box hul geheime kan bewaar. Amanda stap deur die swart gordyn en die groot vertrek vou om haar. Swart mure, swart matte, houtbankies met vrot sponskussings teen die mure, alles gebaai in 'n dowe rooi lig wat die plek laat voel soos 'n onderwêreld. Die meisie sit en wag, hul lag te hard, hul grappe te simpel, asof die lawaai hul werklikheid kan verdrink. Amanda se oë gly oor die groep. Susie se hande bewe effens, haar oë glasig, haar gremering gevlek. Weer 'n opkikker, dink Amanda. Buttons? Gamma? Baie van die vrouens knak na 'n ruk, hul sinne verdoof deur dwelms om die vernedering van die nagte te oorleef. Sy hoop dit is nie gamma nie. Laas het dit Susie in die hospitaal laat beland, haar liggaam te swak vir die gif. En hoe gaan dit vanaand met al my asters? Ben se stem is warm, maar sy oë bly skerp, waaksaam. Hy is hul drywer. 'n aantreklike man met 'n netjiese baard en klere wat altyd onberispelik is, asof jy hom deur 'n ring kan trek. As jy hom vra hoekom hy hierdie werk doen, sê hy, wie gaan na julle kyk as ek dit nie doen nie? Amanda verstaan hom nie. Hy is so duister soos die nag oor sy lewe. Maar hy behandel elke vrou met respek, asof hy hul waardigheid wil beskerm. Soms bly sy oë te lank op haar rus, asof hy iets soek in haar gesig, iets wat sy nie kan plaas nie. Party grap hy's 'n undercover polisieman, maar Amanda twyfel. Sy sorgsaamheid voel te persoonlik, te diep. Haar blik draai na Susie en sy frons. Susie lyk sleg vanaand. Haar hare deurmekaar, haar oë op die rand van 'n afgrond. Amanda gaan sit langs haar stem sag. Hey, Sue. Wat's fout? Susie draai stadig om. Haar oë onskerp, maar die pyn daarin onmiskenbaar. Hy het gekom, Mandy, fluister sy, haar stem gebreek. Ben het die kinders kom vat na 8 jaar. Amanda kners op haar tande, haar hand gryp Susie se.
die bliksem. 8 jaar gelede het Susie se man verdwyn, haar agtergelaat met 2 kinders en 'n standaard 5 sertifikaat. Sy moes werk kry, en Pandora's boks was die enigste plek wat genoeg betaal het om haar kinders se lewe te dra. Maar die nagte hier breek jou. Die meeste vrouens kom nooit uit nie. Die dwelms, die skuld, die skaamte hou hulle vas. Susie het hoeveel keer gesê sy wil ophou, maar elke keer was daar iets, skoolgeld, klere, 'n dokter se rekening. En nou het haar man teruggekom, haar kinders gevat en alle kontak verbreek. Here, wees genadig dat Susie nie iets onverantwoordeliks doen nie. Ben kom staan voor hulle, sy oë vraand op Amanda gerig. Sy maak haar oë toe en skud haar kop saggies. Hy knik, verstaan dadelik. Kom Susie, kom ons gaan ry 'n bietjie. Hy vat haar hand saggies, trek haar onder sy arm in en lei haar uit. Voor hy loop, kyk hy na Amanda. Ek gaan haar vat. Amanda weet wat hy bedoel. Die inrigting. Ja, dit's die beste, sê sy. Haar stem hees. 'n traan rol oor haar wang terwyl sy hulle agterna kyk. God, laat die inrigting vir Susie help. Later sou Amanda hoor dat Susie haar lewe reg gekry het. Dat sy by die rehab gebly het, begin werk het om ander te help, dankbaar vir Ben wat haar uit die duisternis getrek het. Maar op hierdie nag is daar nog geen hoop nie. Net die rou pyn van verlies. Die nag sleep voort. Mevrou Smit, die ontvangsdame, kom deur die gordyn. Pamela, hier's 'n kliënt wat jou soek vir 2 ure. So begin die foltering. Amanda se beurt kom eers in die vroegoggendure. Ben stop voor 'n massiewe huis in Waterkloof, die soort plek waar sy as kind gedroom het om eendag te woon. Jy ooruit, Amanda? Vra hy, sy stem ongewoon sag. Sy laat sak haar kop, blaas haar asem uit en lig dan haar ken. Ja, ek's reg. Ons kan maar gaan. Ben klim uit, maak die kar se deur vir haar oop, soos hy altyd doen. Hy behandel die meisies soos dames, al voel hulle soos skaduwees. Hy stap saam tot by die voordeur, lui die klokkie en wag om die kliënt te ontmoet en die geld te ontvang. Hy gaan nêrens voor sy veilig terug is in die kar nie. Die deur gaan oop, maar daar is niemand. Ben staan op sy en wys sy moet instap. Sy frons. Haar hart klop vinniger. Sy oë is sag, maar daar's 'n skewe glimlag op sy gesig, asof hy iets weet wat sy nie verstaan nie. Hy sit sy hand liggies op haar rug en lei haar binne. Die portaal is lyks. Marmervloere, kristalkandelare, die soort weelde wat sy as kind geken het, voor alles in duie gestort het. Die deur gaan toe agter haar en sy swaai om. Niemand. Net Ben. Nee, fluister sy, haar stem skaars hoorbaar. Sy sou sweer daar's pyn in sy oë, voordat hy omdraai en in 'n syfertrek verdwyn. 'n middeljarige vrou Rita kom uit dieselfde vertrek. Haar glimlag sag, amper moederlik. Goeienaand, kan ek vir u 'n koppie koffie bring? Amanda is stom geslaan. Die vrou praat met haar asof sy 'n gas is, nie 'n metgeseld wat vir die aand gehuur is nie. Sy stap huiwerig na die verbindingsdeur en gaan staan in die opening. Haar asemstol
Nelly, haar dogtertjie, lê opgekrul op 'n bank, vas aan die slaap. Amanda hardloop vorentoe, val op haar knieë en vee Nelly se haartjies saggies weg van haar voorkoppie. In die verwarring hoor sy hoe 'n skinkbord met koffie neergesit word. "Hier," sê Ben, sy stem laag. "Jy's seker moeg. Drink jou koffie." Sy staan stadig op, vat die koppie met bewende hande en kyk na hom. "Daar's 'n kamer reggemaak vir jou. Ook 'n aansluitingsdeur na Nelly se. Voor jy verskonings maak, jou en Nelly se klere is klaar hier. Rita sal jou wys waar om te gaan. Ek gaan die meisiekind in haar bed sit." Hy bly stil, sy oë soekend. Hy tel Nelly op, sy arms versigtig, asof sy breekbare porselein is, en stap weg. Rita glimlag vir Amanda. "Kom, ek wys jou kamer." Hulle stap op met die trappe en Amanda verkyk haar aan die weelde. Skilderye teen die mure, dik tapuite onder haar voete. Wie sou kon dink Ben is so ryk? 'n frons skiep op haar voorkop. By die tweede deur in die gang maak Rita die deur oop en staan terug. "Jy moet lekker slaap. Moenie vroeg opstaan nie. Ek sal na Nelly kyk. Sy's so 'n oulike dogtertjie. Skree as jy iets nodig het. Ek's in die laaste kamer regs." Rita draai om en stap weg. Amanda maak die deur saggies toe, haar kop in 'n warboel. Sy sit die koffiekoppie op die bedkassie neer en val op die bed, haar hand in haar hare. Here, wat gaan aan? Haar oë vang 'n wit koevert op die kussing. Haar naam in groot letters daarop. Antoinette. Haar hart mis 'n slag. By die klub is sy Amanda, haar skaduweenaam. Met 'n ligte bewing skeur sy die koevert oop. Binne is 'n brief en nog 'n koevert, reeds oopgemaak. Sy haal die eerste vel papier uit. "Liewe Antoinette, ek weet niks maak nou sin nie, en daar's seker baie vrae in jou kop. Ek het jou dopgehou, gewag, gehoop. Toe ek jou die eerste keer in Pandora's boks gesien het, het iets in my gesê, jy's die een wat ek al jare soek. Maar ek moes seker wees. Ek het 'n privaat speurder gehuur, ou rekords opgespoor en 'n DNA-toets laat doen. Diskreet, sonder dat jy weet. Die resultate het gister gekom. Ek gee jou die brief wat my lewe verander het, want dit sal makliker wees as om te verduidelik. Ek wag in die sitkamer as jy nou wil praat. Ek hoop regtig jy sal kom. Ek het te lank gewag vir jou. Benjamin." Antoinette se asem stok. DNA-toets. Sy laat sak die brief op haar skoot, haar oë vasgenaal op die tweede koevert. Hoe ken hy my naam? Wat bedoel hy het gewag? Sy vryf haar gesig, haar gedagtes 'n warrelwind. Lees die brief, Antoinette. Sy haal die tweede brief uit, die papier gekrekel en verslete, asof dit al 10-talle kere gelees is. Benjamin, ek weet nie hoe om te begin nie. Dus sal ek maar met die feite begin. Ek was 16 toe ek Gertruida ontmoet het. Sy was 15. 'n meisie met drome groter as die wêreld. Ons was jonk, dom, te beskermd grootgemaak, en ons het dinge te ver gevat. Sy het swanger geraak. In daardie jare was dit 'n skande. Haar ouers het haar in 'n tehuis vir ongehoede moeders gesit, en ek het haar nooit weer gesien nie. Dit het jare gevat om uit te vind ons het 'n dogter gehad. Ek is jammer, ek het jou nooit gesê nie, seun.
Vergewe my dat ek so met die deur in die huis val. Ek het soveel jare gewag om my dogter te ontmoet. As jy my kan vergewe, sal ek dit waardeer, as jy sal. Voortgaan met die soektog. Dit is eers nou, as ouer man, dat ek besef die lewe is nie swart en wit nie. Deur dierlesse gaan mense oë oop. Ek vra groot asseblief, 'n plekkie in jou hart om my te vergewe. Jou vader, Johannes van Wyk. Antoinette se hande bewe. Die brief glip uit haar vingers en val op die mat. 'n traan rol oor haar wang, dan nog een. Sy druk haar hand teen haar mond, haar asem hortend. Is Ben haar troer? Den. Sy lees die brief weer, asof die woorde sal verander as sy lank genoeg staar. Haar lewe, die nagte in Pandora's boks, die opoffering vir Nelly, die skuld wat haar verteer, voel skielik soos 'n veraf droom. Sy staan op, die brief teen haar bors gedruk, en stap stadig na die sitkamer, waar Ben wag, sy oë vol verwagting en 'n skadu van onsekerheid. Here, het my nagmerrie einde gekry? Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.